Ons kan God nooit vaspen en sê dis hoe hy moet wees en dis hoe hy moet werk nie. Hy verras ons elke keer. Kere wat ons wil om nou hoor, nou antwoorde kry, sien ons hom nie, kry ons nie die antwoorde nie. En dan is daar kere wat ons dit glad nie verwag nie, wat die Here so duidelik na ons kom. Kom ons kyk vandag hoe dit werk. Here, U kom 'n lang pad met ons as mense. En al sou ons U nie verstaan nie, weet ons dat die ontdekking van U, wie U is, die kosbaarste is in ons lewe. En daarmee wil ons besig wees. In die proses om U te ontdek, wil ons die waarde van die lewe ontgin. Lei ook vandag vir ons. Amen. 1 Konings 19. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom gesê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met my profete nie. Elia het bang geword, terwyl van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos in die slaap geraak. Toe hom weer wakker kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. Deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my ook om my om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om. Draai in jou spore om. 'n Mens sou dink dit so 'n geweldige hoogtepunt, soos Elia beleef het, toe hy die profete van Baal die stryd aangesê het en hulle bespotlik gemaak het, dat hy reg is vir enigiets, dat God op 'n manier gewys het, ek is altyd daar. Ten spyte daarvan, tref ons hom net daarna aan, op 'n totale laagtepunt, as die Isebel hom dreig, soos nou gelees het, om dood te maak, en hy net hierdie geweldige depressie slaan, en God net vir hom afwesig en ver is, en hy in die proses van vlug, hy nog na 'n plek toe ook vlug, waar daar niks is nie, waar dit vir hom nog meer eensaam voel, en God afwesig is. En God weet ook dat hy nie sonder hom kan leef nie, en daar is groot dinge wat hy nog moet doen, hy kan nie nou 'n depressie slaan nie. En daar in die woestyn begin God met hom 'n pad te loop, na 'n plek toe waar God hom weer gaan kry. Nou as hy
In die woestynland gebeur met hom tipies, wat gebeur as depressie jou tref, jy wil net nie meer nie. Jy kan nog, jy dalk nog krag, maar jy wil net nie. Jy gee nie meer om nie. Die dood is vir jou verkiesliker. En so gaan hy dan en hy los selfs sy slaaf later, wat hom nog kon moed inpraat, en hy gaan alleen in die woestyn in. En hy gaan onder 'n besembos sit in die woestyn, net so 'n bietjie lafenis kry. En daar sit hy en hy wens dat hy nou maar kan doodgaan. Sy lewe het geen sin meer nie. En hy vra vir die Here trouens, maak my asseblief dood. Dat ek soos my voorouers wat dood is, ek wil ook nou maar 'n voorouer wees. En in sy depressie raak hy in die slaap, lê daar waar onder die bos lê. En dan begin die Here met hom. 'n Engel kom en hy skud hom wakker en hy sê vir hom, word wakker, jy moet eet. En as hy dan kyk, is daar roosterkoek en hy eet die roosterkoek en hy drink water wat in 'n kruik is. Maar ten spyte van die kos het dit God nog nie nader gebring nie en hy gaan slaap weer. Toe die engel hom weer wakker gemaak en sê, jy moet eet. En jy moet genoeg eet want jy het ver om te gaan. Toe eet hy weer. En hy weet hoe die Here wil nou met hom werk. Die Here gaan hom na 'n plek toe vat. Maar die Here sal moet groot gaan, want hierdie man is in 'n geweldige depressie. En met die kos wat hy gekry het, sê die Bybel, kon hy vir 40 dae lank loop tot by die berg Horeb. Nou dis die plek waar God aan die volk verskyn het toe hulle uit Egipte uitgetrek het en hy vir hulle die wet gegee het. En hy weet, as God hier praat, is dit groot dinge. En hy het toe daar aangekom, laat die middag in 'n grot ingaan, die nag geslaap. En die Here se gesprek begin met hom. Nou hierdie man is nou bitter. Die Here sê vir hom, wat maak jy hier, Elia? Nou, die Here weet goed hoekom hy daar is. Dit is net vir hom goed om bietjie te sê wat in sy hart aangaan. En hy het so opgekrop en hy gaan galf. Hy sê, Here, U vra my, wat doen ek hier? En kyk, dis U wat dit veroorsaak het. Ek het my met hart en siel aan U saak gewy. En die Israeliete het hulle verbond met U gebreek. Ten spyte van al die beleggings wat ek gemaak het, die bewyse van die grootheid, het hulle net hulle rug op U gekeer en hierdie Baal profete net aangehang. En toe het hulle gekom en almal wat ek my ondersteun het, wat die saak gestel het, die ander profete is doodgemaak. Almal, die 7 het almal doodgemaak. 100 kon sy nie doodmaak nie, want hulle was weggesteek gewees. Maar al die ander het sy doodgemaak. Ek is alleen oor. En hulle wil my ook doodmaak. So verstaan jy hoekom ek so voel? Wat is sin in die lewe? Wat help dit ek het goeie goed reg gekry? Kyk, waar is ek nou? En dan sê die Here vir hom, ek dink jy het nodig om my te sien. Jy kan nie aangaan, jy kan nie moeilike goed hanteer as jy my nie gesien het nie. Vreemde woorde, nie? Om die onsigbare, wat nie gesien word nie, te kan sien. Want ons sien God en hy is vir ons so werklik soos 'n ding waarna ons kan vat. Ons sien hom op 'n ander manier. So die manier hoe hy God tot nou toe gesien het hom nie verder gedra as wat hy nou is nie. En dan sê die Here vir hom, ek gaan nou aan jou verskyn. En hy weet net, hierdie gaan 'n geweldige verskyning wees en moet wees, want die ander groot verskynings het hom nie deurgevat nie. In die volgende oomblik terwyl hy so staan, kom daar 'n geweldige wind, maar soos in 'n gewellige wind, so erg dat die rotse stukkend geruk word. 'n Ontsettende wind. En hy weet, hier is dit nou. En dan bid daar die wind. En hy besef, maar God was nie in die wind gewees nie in hierdie geweldige natuurdaad nie. En dan na die wind kom daar 'n aardbewing. Nou dis 'n skrikwekkende ervaring. 'n Aardbewing, die een ding wat vas is die grond waarop jy staan. As die grond begin bewe, hulle sê, dis sielkundig 'n gewellige ervaring as die grond onder jou beweeg. En hy weet, hier is dit nou. Die Here, hy wag vir die Here se stem. Die aardbewing het verbygegaan en God is stil. En dan kom daar 'n vuur. En hy weet, vuur is die Here se ding. Vuur is 'n teken van reinheid, van skoonheid, van lewe, van krag. Die Here gaan nou praat en hy wag en dan gaan die vuur weg en God is stil. Dan na die vuur is daar 'n fluistering in die windstilte. En op daai oomblik besef hy, hier is dit nou. Hier is die Here. En dan
na daardie fluistering draai sy lewe om. Die Here vra net nou dieselfde vraag wat hy gevra het toe hy moedeloos gebly het, die Here verwyd het, en die Here sê weer vir hom, wat maak jy hier, Elia? Selfe vraag, selfe antwoord, maar met 'n nuwe gesindheid. Hy sê ook, ek het my met hart en siel aan die saak gewy. Die Israeliete het die verbond verbreek. Hulle het die altaar afgebreek, die profete doodgemaak. Nou is ek alleen oor hulle soek my lewe. Maar hy vra dit op 'n manier wat die volgende woorde sinvol maak, as die Here vir hom sê, draai in jou spore om. Elia het met depressie hiernatoe gekom. Jy gaan met krag en hoop weg. Draai in jou spore om. En toe Elia daar omdraai, toe het die goed gebeur. Hy het onmiddellik 'n opvolger vir hom aangestel, Elisa, en hy soos die Here vir hom die uitsprake gegee het, hy moes sê vir die volke wat gaan gebeur, het hy vir hulle gaan gee. Die sewe is nog steeds daar, maar sy vrees is weg, sy onsekerheid is weg, want hy het die Here gesien. Ons wil die Here baie keer sien op hierdie indrukwekkende plekke, groot goed wat hy doen, wonderwerke wat hy doen, uitkoms wat hy gee, in die natuur, magtige goed. As hy my beskerm het toe daar 'n verskriklike ding my oorgekom het, ek moes dood gewees het, maar ek het niks oorgekom nie. Ons sien die Here daar, en dis reg, ons moet dit doen. Maar daar's ander plekke waar die Here is, wat dalk die eintlike krag is, wat ons in ons are nodig het om die Here te volg. Ek het so rukkie terug 'n kursus bygewoon van iemand wat 'n mooi beeld gebruik het, en hy praat van speurders van die skepping, bedoelende, ons moet mense wees wat God soek op die ongewone plekke. As dit ware hom wil uitvang, dat mense nie besef het, maar dis God wat hier was nie, maar ek weet, dit was hy gewees. Klein dingetjies. En met dit in gedagte, kyk mens nou nie na alles om jou om te sê, Here, ek het die uitgevang. Ander het nie besef nie, maar ek weet u dit gedoen. Dit nou wees in 'n klein boodskapie wat ek kry op die regte tyd en net besef, hierdie is kosbaar. Die Here het my raak gesien. Hierdie is sy fluistering. Ons soek die Here in die groot diere, die olifante en die leeu's, maar daar kom die Here in die vorm van die eenvoudige mier, wat net stadig loop en my in die dink sit. Nou ja, wat ek ook al dink, en God vir my naby bring. En ek vir die Here sê, Here, ek het die uitgevang. Hierdie miertjie is nie om dowe nie, het hier nie. Klein ervarings, net 'n skielike gevoel van liefde vir 'n klein kind. Net 'n skielike deernis vir iemand wat my pad gekruis het. En ek sê, Here, waar kom daai gevoel vandaan? Dis van u. En dan word ons speurders van God. Ons wil hom as dit ware uitvang en sê, ek het die uitgevang, dit was u gewees, ek weet dit. Sy fluistering in die windstilte. En soos ons dit konsekwent en gereeld doen, begin daar hierdie diep bewondering en respek vir die Here kom, wat maak dat ons weer opstaan en aangaan met toewyding. Mag die Here ons help. Here, dankie dat u laat uitvang. U is stil en sag. En ons sien nie baie keer nie raak nie, omdat ons te besig is, ons wag vir die groot dinge, maar u kom op maniere en vorms wat ons verras. Ons wil fyn waarnemers wees van u teenwoordigheid. Ons wil bewus wees van die dinge wat u doen. Ons wil geen oomblik sonder u leef nie. Al kan ons nie sien nie, u sien nie en u vat nie, weet ons. Ons kan aan u vat, ons kan aan u voel. U is vir ons so werklik soos enige sigbare ding. Dankie, Here. Wil u so naby ons wees. Amen.